Goeiemôre almal. Baie dankie vir almal wat hier is vanoggend. Welkom. Kom ons bid. Hemelse Vader, dankie dat ons hier kan saam wees vandag in U naam. Here, dat ons hierdie boodskap uitdra aan almal wat dit nodig het, Here. Here, dit is nie altyd maklik om alle boodskappe oor te dra nie, maar ons vertrou U Gees om ons te help daarmee. Here, laat elke woord wat ons spreek wees soos 'n woord uit U mond uit. En laat ons nie sê wat ons wil nie, Here, maar net wat U wil hê. Here, seën ons samekoms hierso. En laat ons almal iets leer vandag. En ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ons praat vanoggend oor wie is werklik Christene. Nou, daar bestaan baie menings oor wie of wat 'n Christen is of nie is nie. Sommige mense sal dink 'n Christen is iemand wat uit 'n Christelike gesin gebore is. Ander weer sal dink 'n Christen is 'n persoon wat deur 'n priester of 'n pastoor of 'n dominee gedoop is. Ander sê weer 'n Christen is iemand wat sy hart vir die Here gegee het. Met ander woorde, iemand wat wedergebore is. En ander meen dit is maar net iemand wat daarop aanspraak maak dat hy deur tradisies en daai tipe dinge 'n Christen is. Baie mense dink hulle is 'n Christen omdat hy iewers op 'n vorm gemerk het, my geloof is 'n Christen. Maar dan kan dit ook baie maklik gebeur, en hier is 'n ernstige waarskuwing, dat 'n persoon sy hele lewe lank weergaan onder die indruk dat hy 'n Christen is. Net om in die oordeeldag uit te vind, God erken nie daai tipe weergawe van Christelikheid nie. Jesus het ons, terwyl hy op aarde was, alreeds gewaarsku oor hierdie selfde ding. In Matteus 7, vers 21 tot 23, sê Jesus, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie. Maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in U naam geprofeteer en in U naam duiwels uitgedrywe en in U naam baie kragtig gedoen nie? Baie kragtig gedoen nie? En dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. So as ons nou hierna kyk, wat maak waarlik van 'n mens 'n Christen? Maar om dit beter te verstaan, kom ons kyk eers so 'n bietjie na die definisie van 'n Christen. Dis nou volgens die woordeboeke. 'n Christen is 'n persoon wat in Jesus Christus glo en hom volg deur volgens die beginsels van die Christelike geloof te leef. Die woord Christen is ook afgelei van die Griekse woord Christianos, wat
volgeling van Christus beteken. En hierdie benaming Christen is ook die eerste keer gebruik in Antiochië, toe die apostels Christene genoem is. 'n Ware Christen moet ook iemand wees wat 'n persoonlike verhouding het met God, deur in Jesus Christus te glo as sy verlosser. Die ware Christen vertrou ook op Jesus se kruisdood en opstanding vir vergifnis van sonde en word gelei deur die Heilige Gees om 'n lewe van gehoorsaamheid, geloof en liefde te leef. Die Christen is ook 'n persoon wat die sin, of met ander woorde die gesindheid van Christus het. Maar hoe beskryf God in sy woord, met ander woorde, die Bybel, hoe beskryf hy 'n Christen? En ons gaan nou daarna kyk. Maar voordat ons daarby kom, is daar iets ernstig wat die Here ons op die hart lê. En die Here wys vir ons in die week dat al die plekke waar daar sonde en welis en al die lelike goed gebeur, die Christene die voorbokke is. Gaan kyk maar in die kroe, gaan kyk by al hierdie hole waar ontkleeddanse gehou word en al daai tipe goed. Gaan kyk by al hierdie vertonings oral in die land en in die wêreld. Wie is die meeste mense daar? Die Christene. Of mense wat hulle self Christene noem. Wat hartseer is dat hierdie mense aanspraak maak op iets wat hulle nie is nie, en sodoende eintlik 'n bespotting maak van ware Christendom. Met die ander gelowe se mense het meer respek vir hulle God, wat 'n afgod is, as wat ons het vir die ware lewende God, die skepper van die hemel en aarde. So nou kyk ons, wat gaan ons daaromtrent doen? En kom ons begin om 'n onderskeid te tref tussen 'n ware Christen en 'n voorgee Christen. 'n Ware, ernstige volgeling van Christus sal hulle Bybels ernstig bestudeer. Hoekom? Om die ware definisie van 'n Christen te verstaan. En om seker te maak dat hulle werklik Christene is. Nou ons weet, die Bybel is God se geskrewe woord. 'n Ware Christen sal ook hulle verstand en hulle hart daarop stel om God, die Vader en Jesus met hulle hele hart en hulle hele verstand en al hulle krag lief te hê. Hulle sal hulle ook daarop toelê om deur elke woord van God te leef. Maar hulle sal ook alles
aan die skrif toets. Hulle sal nie maar net aanvaar, alles is die waarheid, omdat die prediker so sê nie. Met ander woorde, een van die punte wat vir ons moet uitstaan is, 'n Christen is iemand wat nie langer onder die oordeel van sonde is nie. So, jy moet verstaan dat die Bybel sê vir ons, almal het gesondig. Ons kan dit gaan lees in Romeine 3 vers 23. Niemand is regverdig nie. En juis daardie besef moet jou lei tot bekering. Want ons weet die straf vir sonde is 'n permanente straf. Dis die dood, dis die hel, wat 'n ewigheid is. So as jy gekom het tot daai besef van ek is 'n sondaar en ek het 'n verlosser nodig, dan begin jy na die regte punt toe beweeg. Jy as Christen moet besef, Jesus Christus het daai straf wat eintlik vir jou moet kom, op sy skouers gedra. Hy het vir daai sonde gesterf aan 'n kruis, sodat ons nie nodig het om daai sonde en daai oordeel te dra nie. 'n Ware Christen sal besef dat ons moet op bekering kom. Ons moet ons saak regmaak. Hulle sal poog daarna om in hierdie verhouding met die Here te kom staan. Want 'n Christen wat sy Bybel lees, weet wat is sonde. Maar nou weet ons ook die wêreld het sy eie idees van wat sonde is en wat nie sonde is nie. Nou kom ons staan mekaar nou sommer baie mooi. As die Bybel sê dit is sonde, dan is dit sonde. Maak nie saak wat jy of enige iemand sê nie. Die wêreld is te veel gewikkel in sondelose goed en wetteloosheid en al hierdie lelike dinge. En dan probeer hulle dit regverdig deur die Bybel te misverstaan en te vertolk. Te vertolk. Dan herskryf hulle sommer maar die Bybel om hulle sonde goed te keer ook. So wat is bekering? Bekering is daai omdraai, daai wegdraai van jou sondige lewe. Daai wegdraai van alles wat jou bind, wat soos kettinge om jou is en jou vashou. Dis 'n verandering van jou gedagtes. Daai Romeine 12 vers 1 en 2, verandering van jou gedagtes om 'n aan God lewende en welgevallige offer te kan wees. So, met bekering, jy draai letterlik weg van jou sondige lewe wat lei na die dood, wat lei na die hel. En jy begin om die weg te wandel saam met God. In 'n ware Christelike leefwyse. Dit is ook om in God se genade te leef. En hoe gebeur dit? Deur sy verlossing. Die dag toe die Here jou geroep het. En die dag wanneer jy gedoop word. En ons lees tog in
Handelinge dat jy met jou bekeer en jou laat doop. Ek weet daar's baie kerke wat stryd teen daai doop. Mag die Here met hulle wees. Ons moet begin ophou stry oor dinge wat die Bybel vir ons sê om te doen. En die Bybel begin volg. Dit is tyd dat mense weer self hulle Bybels begin lees, asof hulle lewens daarvan afhang. Want jou lewe hang af van wat in hierdie woord geskryf staan. Dis nie 'n speelietjie nie. Die mens moet ophou dink sonde is maar net iets lig, want dit is nie. Wanneer jy bekeer, is dit om die Here berouvol te vra om jou te vergewe van alles wat jy gedoen het. Om jou hele verlede oor te gee aan God. Sodat sy reddende genade jou kan verlos en jou 'n nuwe skepsel kan maak. Hierdie genade is gratis. Dit kom verniet. Jy kan nie werk daarvoor nie. Die Here gee dit vir jou. Is daai genade onbeskryflik groot. Daar's niks moeite wat jy hoef te doen nie. Daar's niks goeie werke wat jy kan doen nie. Daar's nie mense wat jy hoef tevrede te stel nie. Gee oor aan God. En dan sal jy by hoor, maar ons is goeie mense. Goeie mens wees, verdien nie vir jou redding nie. Want God skuld jou niks. Hy skuld jou nie redding nie. Dis 'n geskenk. Hy gee dit vir jou. Jy moet dit aanvaar. Want die Bybel sê vir ons in Efesiërs 2 vers 8 en 9, want uit genade is julle gered deur die geloof, en dit nie uit julle self nie, dit is 'n gawe van God, nie uit die werke nie. Hoekom nie? Sodat niemand kan roem nie. Want die mens kan maar so vinnig, ek het dit en ek het dat. Dis hoekom die Here dit vir jou gee. So nou is die persoon gedoop, en hy het die Heilige Gees ontvang, maar wat moet jy nou doen? Kan daai persoon aanhou leef soos in sy verlede? Beteken dit nou, omdat hy onder die genade is, hy kan maar aanhou sondig, en aanhou gaan waar hy gegaan het, en doen wat hy gedoen het? Verseker nie. En Apostel Paulus maak dit baie, baie duidelik, dat jy nie kan voortgaan om in jou sondige lewe aan te hou leef nie. Om aanhoudend en opsetlik die wette en gebooie van God te oortree nie. Lees vir ons in Romeine 6, vers 1 tot 4. Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Met ander woorde, onder geen omstandighede nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin leef? Of weet julle nie dat ons almal
wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie. Ons is dus saam met hom begrawe, deur die doop, in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is, deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Volkome nuut gemaak. Nie meer die ou mens nie. Nie meer die ou natuur nie. 'n nuwe lewe in Christus. En hoe beskryf Paulus volgens in dieselfde Romeine 6 hierdie nuwe lewe? Ek lees vir ons uit Romeine 6 vers 5 tot 13. Want as ons met hom saamgegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit tog ook wees deur die aan sy opstanding. Aangesien ons dit weet, dat ons ouë mens saamgekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word, en ons nie meer die sonde sou dien nie. Want hy wat sterf, is geregverdig van die sonde. As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons, dat ons ook saam met hom sal lewe. Omdat ons weet, dat Christus, nadat hy opgewek is, uit die dood, nie meer sterf nie. Die dood heers oor hom nie meer nie. Want die dood wat hy gesterf het, het hy vir die sonde eens en vir altyd gesterf. Maar die lewe wat hy leef, leef hy vir God. So moet julle ook reken, dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God, in Christus, ons Here. Laat die sonde dan nie in julle sterflike liggaam heers, sodat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie, aan sy begeerlikhede gehoorsaam sal wees nie. En moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid, maar stel julle self tot beskikking van God as mense wat uit die dood lewend geword het, en julle lede as werktuie van geregtigheid in die diens van God. Want onthou, wanneer jy wedergebore is, behoort jy nie meer aan jouself nie. Christene moet geestelik groei. Waarom? Om meer en meer en meer soos wie te wees? Soos Jesus en die Vader. Ons moet hulle navolg, soos wat 'n klein kindjie hulle ouers navolg. Jesus het vir ons die voorbeeld kom stel van hoe ons moet leef. En daarom bestudeer ons die Bybel sodat ons kan weet hoe ons moet leef. Want as jy nie jou Bybel lees nie, dan gaan jy nie die karakter van Jesus of die karakter van die Vader ken nie, en jy gaan nie weet hoe om te leef nie.
Jesus is die voorbeeld wat vir ons die weg aanwys, die weg waarop ons moet wandel. En wat was die voorbeeld wat Jesus vir ons kom stel het? Eerste plek het die gebooie van sy Vader volkome uitgevoer. Nie halfpad nie, nie wanneer hy so gevoel het nie, maar volkome, met ander woorde, altyd. Sy lewensvoorbeeld in die tweede plek was ook nie net 'n wettiese letter van die wet tipe gehoorsaamheid nie. Dit was gehoorsaamheid vanuit die hart. Want hy het die Vader met sy hele wese liefgehad. En net so moet 'n ware Christen, een wat homself 'n ware Christen noem, die Vader en Jesus Christus met sy hele hart en sy hele verstand en sy hele siel en al sy krag lief hê. Want dit is die grootste gebod van almal. In hierdie skrifgedeelte verklaar Jesus dan dat liefde, het sy dit nou vir God is of vir jou naaste, die basis vorm, met ander woorde die fundament van die hele geestelike wet van God. Alles is gebaseer op liefde. As jy in die ou wet van Moses gaan kyk, al daai wette gebaseer op liefde. In eerste plek, liefde vir God. As jy lief is vir God, gaan jy nie afgode aandien nie. Jy gaan nie afgode maak nie. Jy gaan God dien as die enigste God. Liefde vir jou naaste. Jy gaan nie jou naaste vrou begeer nie. Jy gaan nie steel nie. Jy gaan nie moor nie. Jy gaan al daai goed vermy omdat jy lief is vir ander. So, wanneer God vir ons sê om iets te doen, of dit nie te doen nie, is dit altyd uit liefde. God sal nie vir jou sê jy moet iets doen omdat hy wil snaaks wees nie. Hy is nie 'n mens wat so te goed doen nie. Hy doen dit uit liefde. En uit liefde vermaan hy ons partymal. En uit liefde vermaan ons ook, want die skrif sê ons moet dit doen. Geloof is so belangrik. En dit is een van die volgende punte waarby ons kom. Ons kan nie sonder geloof leef nie. Elke ware Christen, daai ene wat God waarlik lief het, met sy alles, en wat weet dat al God se wette op liefde gebaseer is, sal in geloof uit die hart uit gehoorsaam wees en gaan doen wat God hom ook al vra. Christense gehoorsaamheid is geensins gebaseer op vrees nie. Ook nie omdat hulle iets sal verdien nie, maar sal gemotiveer word deur hulle liefde vir God. En omdat hulle verstaan dat volkome gehoorsaamheid aan God hulle in staat stel om meer en meer en meer soos God die Vader en Jesus Christus te kan word. Baie mense dink ongelukkig verkeerd dat liefde en gehoorsaamheid aan God se gebooie op een of ander manier teenoorgesteldes is. Daar is niks wat verder van die waarheid af is as jy is dit nie. So baie sal mense wat daarop aanspraak maak,
dat hulle Christene is, sê, maar ek het die Here lief. Of hulle sal sê, ek ken die Here. En tog, wanneer jy kyk hoe hulle leef, dan doen hulle presies die teenoorgestelde. Nou wees gewaarsku. Moenie sê, God ken my, of ek ken God, as jy met sonde besig is. Jy speel op 'n baie gevaarlike plek. As jy God werklik ken, sal jy ophou met waarmee jy besig is. Johannes sê vir ons, en hy beskryf hierdie dinge baie mooi, 1 Johannes 2, vers 3 tot 8. En hieraan weet ons, dat ons hom ken, as ons sy gebooie bewaar. Met ander woorde, in ons harte hou, en dit uitvoer. Hy wat sê, ek ken hom, maar sy gebooie nie bewaar nie, is 'n leienaar, en in hom is die waarheid nie. Maar elkeen wat sy woord bewaar, in hom het die liefde van God waarlik volmaak geword. Hieraan weet ons dan, dat ons in hom is. Hy wat sê dat hy in hom bly, behoort self ook so te wandel, soos hy gewandel het. Broeders, dit is geen nuwe gebod wat ek aan julle skryf nie, maar 'n ou gebod, wat julle van die begin af gehad het. Die ou gebod is die woord wat julle van die begin af gehoor het. En tog skryf ek aan julle 'n nuwe gebod, wat waar is in hom en in julle. Want die duisternis gaan verby en die waaragtige lig skyn alreeds. Nou dit sê baie, maar is 'n ernstige waarskuwing. Ons moet nie bespotting maak van God en sy wil nie. 'n ware Christen moet 'n geesgeleide lewe hê. Nou ons het net ook gesê, baie mense sê, maar ons is goeie mense. En Jesus self is baie uitgesproke oor presies daai ene. Wanneer hy in Matteus 19 vers 17 die ryk jongman aanspreek, toe hy vir Jesus goeie meester genoem het. En Jesus sê vir hom, niemand is goed nie, behalwe een, naamlik God. So moenie sê jy's 'n goeie mens nie. Daar bestaan nie so iets nie. Tot Paulus, een van die grootste evangeliste seker ooit in die wêreld, het gesê, ek is 'n ellendige mens. Hy het homself nie eers verhoog nie. Hy het self nie eens probeer sê ek is 'n goeie mens nie. Want hy het verstaan dat die menslike natuur nie goddelik was nie. En hy was eerlik en nederig genoeg om dit te kan erken. Anders is baie van ons. Die ware Christen, in ander woorde, is iemand wat deur die Gees van God gelei word. En om weer een of die dag in daai Gees te groei, wat baie nodig is om gehoorsaam te wees aan God, beteken dat 'n ware Christen
deur die Heilige Gees gereeld in gebed en Bybelstudie en vas en al daai dinge moet leef. Jy moet toelaat dat die Heilige Gees jou lei volgens sy wil. En Jesus het tog gesê, ek stuur vir julle 'n trooster, die Heilige Gees, om julle te kom leer en om julle te kom herinner aan elke woord wat hy gespreek het. So, ons moet luister vir daai inspraak van die Heilige Gees. Moet ook nie die gemeenskap met die heiliges sommer maar net verontagsaam nie. Dis gevaarlik. Jy kan nie in 'n vuur, as jy 'n vuur gemaak het, een van daai kole uithaal en hom een kant neersit en dink hy gaan warm bly nie. Hy kan nie. Hy gaan doodgaan. Hy gaan ijskoud word. Maar solank hy in die vuur is, bly hy warm. So, daar moet gereeld samekomste wees met mense wat waarlik in 'n verhouding met God staan. Nou gaan baie mense nou vra, maar hoe pas geloof by hierdie dinge in? Maklik. Die hele Hebreërs 11. Dit word ook baie keer die geloof hoofstuk genoem. Beeld vir ons voorbeeld op voorbeeld uit van mense wat deur geloof iets uitgevoer het wat God beveel het. Beveel het. In elke geval het daardie getroue mense hulle geloof gedemonstreer deur hulle gehoorsaamheid aan God. Nie gehoorsaamheid aan hulle eie wil nie, nie gehoorsaam aan hulle vriende nie, nie gehoorsaam aan die samelewing nie, maar gehoorsaam aan God en God alleen. Geloof en gehoorsaamheid hou mekaar se hande so vas. En jy kan hulle nie losmaak van mekaar af nie. Om te dink dat hierdie twee goed dalk teenoor mekaar staan, nee, dis 'n fout. 'n Ware Christen, iemand wat werklik in 'n verhouding met God staan, sy geloof sal duidelik sigbaar wees in alles wat daai persoon doen. In alles wat daardie persoon doen. Men Jakobus skryf ook vir ons, hy sê, geloof sonder werke is morsdood. Jy kan nie sê, o ek glo, maar jy doen niks nie. Want weet jy wat? Die duiwel glo ook. En hy bewe. Abraham, deur sy gehoorsaamheid aan God, word die vader van die gelowiges genoem. En wanneer Jesus terugkeer om te kom oordeel, want ja, hy kom weer, en dan kom hy oordeel, hy gaan nie hier kom om oor te streel en soetsappige storieetjies te kom maak nie. Nee, hy gaan kom oordeel oor almal, lewend en dood. Maar hy bring ook 'n beloning saam. 'n Beloning? Ja. Maar elkeen, in ander woorde, elke mens sal vergeld word volgens wat hy gedoen het. En vir elke woord wat jy gespreek het. En ten laaste, sal 'n ware Christen, wanneer moontlik,
gemeenskap hê met die heiliges, die ware heiliges. Nie mense wat net elke Sondag in die kerk sit omdat hulle daar wil sit, of moet daar sit, of omdat hulle gewoond is om daar te sit nie. Maar met mense wat waarlik in 'n diep verhouding met God staan. Dis die mense met wie jy moet omgaan elke dag. Dis die mense met wie jy moet saamwerk om te groei in jou geloof, om te groei in jou verhouding. Dis waar jou ondersteuning lê. Want as jy met mekaar gemeenskap het, as ware Christen, gelowige kinders van God, dan het jy ook gemeenskap met God. En daardeur word die hele verhouding versterk. En groei jy in sy weg. 'n Ware Christen demonstreer sy of haar liefde vir mekaar deur diens en deur mense wat in nood is by te staan, vir hulle te bid, om mekaar op te lig, om mekaar te bemoedig. En dis wat Jesus kom doen, hè? En as ons die sin van Christus het, dan moet ons dit ook ons kan doen. So al hierdie dinge wys vir ons die ware liefde van God. En daai liefde moet uit ons harte uitvloei. Uitvloei so strome lewende water, om almal in hierdie duister wêreld om ons te kan bereik. Dat hulle kan sien, wie is God? Want hoe lyk ons vir mense daar buite? Lyk ons soos die res van die wêreld? Of lyk ons soos God? So, wat is die Bybelse beskrywing van 'n ware Christen? En ek sluit af daarmee. Dit is iemand deur God se genade wat weggedraai het van 'n lewe van sonde en dood na 'n nuwe lewe van liefde, gehoorsaamheid en goeie werke van geloof, en versterk word deur die Heilige Gees van God. In ander woorde, 'n persoon wat die vrug van die Heilige Gees dra. 'n Persoon wat daai vrug van die Gees, die liefde, die blydskap, die vrede, die lankmoedigheid, die vriendelikheid, die goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing uitoefen elke dag. Amen. Magtige Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie boodskap, Here. Here, dankie dat ons net weer vir mense kan mooi wys. Wat is 'n Christen werklik? Maar Here, help ons om so te leef, dat ons nie eens gaan nodig hê om dit vir hulle te sê nie, Here. Maar dat hulle U binne in ons kan sien, waar ons ook al gaan. Here, help ons om vas te staan in die geloof. Want dit is nie altyd maklik nie, Here. Maar saam met U is enige iets moontlik. Here, dankie dat U ons ondersteun, en dankie dat U ons leer. En bo alles, Here, dankie dat U ons God is. Seën ons, Here, tot ons weer by mekaar kom. Here, laat U Gees die naprediker wees van hierdie woord. Dat meer mense sal besef, daar is nie meer tyd verspeel nie. En ons bid dit in Jesus naam.
Amen. Dankie, seën vir julle.